welkom vir almal van julle. Kom ons gee vir hulle 'n ander klap. Hulle het ver gekom om met saam met ons te geniet. Ons wil julle almal uitnooi na die diens. Gaan ons hier voorwees, kom celebrate al lewe saam met ons. Ons gaan sommer lekker vir bid en vertrou die Here iets amazing wat hulle gaan doen. So ons is bly julle is hier. Baie welkom vir almal wat ons besoek of dalk vir die eerste keer is. Ons is so bly julle is hier. Ons begin vanoggend met 'n nuwe reeks. Sy naam is Kultuurargitekte. Okay, dis wat ons is, kultuurargitekte. As julle Bybel by julle het, kan julle gou vir my blaai na Jesaja 61 toe, asseblief. Jesaja 61, as jy 'n Bybel het, ek gaan so hierdie mikrofoon net afhaal. As julle hom op julle foon lees, kry hom uit, doen wat moet gedoen word. 60. Jesaja 61. As julle daar? Ja? Is julle by Jesaja 61? Hoor julle my? Hoor ek myself oor die monitors, ek kan die monitors net afsit daar. John sal gaan wees. Jesaja 61. Gaan ons saam lees. Dis al op die bord, as julle wil saam lees, ek lees hier van hier af. Dit sê die volgende: die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan die mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beer, om vir die gevangenes vrylaat aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is. Om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon. Dis die tyd waarin ons lewe, is 'n goeie tyd. Die dag waarop ons God se vyande straf, maar almal wat treur vertroos. Die dag waarop hy vir die in Sion wat treur eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Dis hoekom ons sê, hy het ons geplant om sy roem te vermeerder. Amen. Okay. Is julle nog met my? Vers 4 sê die volgende, ek wil hê ons die fokus. Hulle sal die eeuoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Ek lees dit weer vir vers 4. Hulle sal die eeuoue pynhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou en plekke wat geslagte lank verlate lê. Nou my vraag vanoggend aan julle is, wie is hierdie hulle? Wie is hierdie hulle wat dit sal doen? Wie is hierdie hulle wat hierdie verlate plekke en stede en verwoeste stede gaan opbou? En as jy hierdie vers gaan lees en jy lees 'n bietjie agterom en van hom, dan kom jy agter dat die hulle is die mense wat aan die begin van vers 1 tot 3 bedien was, die mense wat in nood was, die mense wat moedeloos was, die mense wat sonder hoop was, die mense wat gevangene was, sê daar vers 1, die mense wat getreur het, is die mense wat op die ou end van die dag omdraai en hulle werk word om te herbou, om op te bou, om dit wat verlate en dood is weer lewendig te maak. Okay, so ek wil hê julle moet dit onthou in julle agterkop soos ons hieroor praat. Daai hulle is ons. As jy sit vanoggend en jy sê, God het iets in my lewe gedoen, hy het my al gered, hy het my genees, hy het my gewerk, hy het met my gepraat, ek het my hart vir hom gegee, ek het uitbely, hy het my skoon gewas, hy het my nuut gemaak. As dit al in jou lewe gebeur het, dan is daai hulle jy. Dit sê dat ons werk is om pynhope op te bou, okay? Dit sê dat ons werk is om plekke wat verlate is te herbou en verwoeste stede weer op te bou en plekke wat geslagte lank verlate lê. Dis waar die naam kultuurargitekte vandaan kom. Paulus sê in 1 Korintiërs 3 vers 10 sê hy is 'n meesterbouer. I'm a master builder. En hy sê ek lê 'n fondasie en ander mense kom bou op daai fondasie. En daai woord builder, master builder, die woord builder is eintlik die woord argitek. Hy sê ek is 'n meester argitek. Ek is 'n meester om goed bymekaar te sit, in orde te bring en sin te maak en dat dit simfonie vir God maak met iets moois vir hom tot sy roem en tot sy eer bring. En dis ons roeping as gelowiges. So ek wil vinnig ons bid en dan gaan ons met dit as agtergrond inspring. Here, U is so goed. Ons is so dankbaar om hier te wees vanoggend. Ons sê dankie vir wat U kom doen in ons lewens en dat dit ons nuut maak en dat dit vir ons 'n mandaat gee om ook iets anders te gaan doen. Ons sê dankie dat ons daai mandaat kan ontvang vanoggend in my hartklop en in die naam van Jesus. Amen. Ek weet nie wie van julle al 'n bietjie getoer reg oor die wêreld nie, asof van julle is wat al in ander plekke was. Dis vir my
ek is nie 'n wêreldreisiger nie, maar die 1 of 2 keer wat ek al by ander plekke was, is dit vir my die interessantste ding om 'n koffie ergens te gaan drink, as al van dit is, as al nie, want dit is nie, dan gaan ek nie daarna reis nie, maar of 'n tee, en dop te hou wat die mense daar doen. Kultuurverskille is my een van die mooiste goed wat daar is. Ons was in Indië 'n paar jaar terug en dis interessant as jy daar aankom, eerstens die humiditeit, voel of jy in die son sit by Virgin Active, okay, slaan jou so as jy van die vliegtuig afklim. En wat vreemd is daar, interessant is die mans eet eerste, die vrouens laaste. Ek dink dis kultuur wat ons moet terugbring. My vrou is in die diens nie, soos die kinderkerk, hulle kan nie hoor wat ons sê binne nie. So ek kan seker goed sê. Die mans eet eerste, die vrouens eet laaste. Die mans is verskriklik affectionate met mekaar in die publiek. En die vrouens word nie aangeraak nie. Die vrouens is al agter ergens in 'n kamer. En ons is op hierdie spesifieke uitreik en elke oggend as ons aankom, man, een van hierdie ouens se naam was Samuel, hy was die bodyguard van die pastoor. Dis nie daai ouens wat bodyguards het rondom hulle in 'n jet vlieg nie. Dis een van daai, hy het 'n bodyguard want die Hindus wil hulle doodmaak. Dis vir sy beskerming, dis nie vir sy beling nie, okay? So dis die grootste Indiër wat ek in my lewe nog sien, en Samuel is massief. En elke oggend dan kom ons aan en sê Samuel, my brother Gilly. Dis wat hy my noem, brother Gilly. Brother Gilly, you look so nice this morning. En die eerste oggend sê ek, thank you Samuel, thank you, look so nice, yes. Okay, jy mag nie kort broek daar dra nie, dis lang broek, dis alles is stoe, dit is bitter warm, so jy kan eintlik nice lyk, okay, niemand lyk eintlik nice. Ek dogter nou maar net hierdie groot ou is nice vir my. Die tweede oggend toe hy weer sê, brother Gilly, you look so nice, okay, jy nou weer vir my sê, en ek begin bekommerd raak. En toe daai selfde dag gebeur 'n interessante ding, dis wat hulle doen daar, is ons is besig om te stap en ons is besig om te stap na 'n plek toe waar hulle sê Thomas se bene geberg is. Die disipel Thomas is in Indië met 'n spies doodgegooi. Dis hoe hy doodgemaak is vir die evangelie in Indië en hulle op hierdie berg sê die kerk nou, dis die bene van Thomas. Elke tweede berg het die bene van Thomas gevind daar en 'n kerkie of ietsie daar gebou wat toeriste bring. Okay, maar dit is nou een van die plekke waar blykbaar die bene van Thomas dalk lê. En op pad soontoe, toe stap ou Samuel langs my en toe ek weer voel toe vat hy my hand so. En ek het so 'n oomblik gehad, soos, wat gebeur hier so? En net so vanaf as my hand vat, so sê, yo, it's my head, what's that thing there, Samuel? En Samuel says, no, that's the temple. Ek sê, okay, brother, thank you. En ek loop weer aan. En ek is geskok, ek is ouens. Hierdie ou het my hand gevat, iets nie lekker nie. Is iets snaaks aan die gang. En ons hou hulle dop, en ons kom toe agter, maar hulle doen dit met mekaar, die mans daar doen dit. Hulle soen mekaar op die mond, en hulle hou hande vas. En dis vir hulle normaal, dis wat hulle doen in Indië. Dis vir ons, as Suid-Afrikaanse mans nou natuurlik 'n bietjie vreemd, maar dit is hoe hulle dit doen. Elke nou en dan sal hulle jou so pat sommer gee, as jy sê, jy welkom hier in Indië. Okay, so jy moet lekker wees. Dit is hoe hulle met mekaar werk. Toe ek in Amerika was, toe kom ek een keer by 'n tafel wat ek het die voorreg gehad om die tafel te bedien, en ek kom by die tafel en die borde is omgekeer op die tafel. Nou, ek is dus, okay, dis vreemd, en ek stap terug na die kombuis en ek sê, luister ouens, listen guys, there's something wrong here. Die borde is omgedop bo op die tafels. En hy sê, yes, that's what Americans do. When they're not pleased with the food, they turn it around on the table. Ek beleef my kinderjare voor my en ek dink aan my ouer huis en wat sal gebeur as ek my ma in die oë kyk en hierdie bord so omdraai. Dit sal die laaste bord wees wat ek omdraai. Sy sal my omdraai hier op die stoel. Okay. Dit is wat hulle doen as hulle ontevrede is met die kos in Amerika. Niemand dink meer is snaaks nie, dit het deel geword van wie hulle is. En soms ry, ek weet nie van julle nie, maar soms ry ons in dorpe in, veral hier op die N12, okay, as jy afry Kaap toe of terugry, dan ry jy verby hierdie dorpies, en van hierdie dorpies, as ek net deur die dorp ry, dan is dit soos, dit voel as amper 'n swaarmoedigheid so op jou kom neer daar. Ander dorpe ry jy deur of jy besoek dit, dan is dit soos, yes, alles werk hierso.
Alles, dit gaan goed hier, alles werk, die mense is vriendelik, die nuwe besighede, nuwe goedjies. Die kultuur van die plek is anders. En baie van ons het dit al ervaar, as ons gaan kuier by mense, dan kom jy agter, hierdie mense doen goed op 'n sekere manier. En ons doen goed op 'n ander manier. Of ons doen goed dieselfde, of hulle is amazing hiermee, en amazing hiermee, en amazing hiermee. En ek seker daarvan as julle dit al ervaar, dan sal julle weet waarvan ek praat. En as ons dit 'n naam moet gee, vir al hierdie goed, is dit, die kultuur is anders. Die kultuur in sekere lande is anders, die kultuur tussen sekere groepe is anders, die kultuur in sekere besighede is anders, die kultuur in sekere kerke is anders. Julle kon vanoggend hier gekom het, ons kon 'n tannie op die orgel gehad het, wat heeltyd orgel speel, terwyl ek preek, wat 'n sakdoekie swaai en baie charismaties is, en dit kon ons diens gewees het vanoggend, maar julle het gekies om hiernatoe te kom, want dit is die kultuur van hierdie kerk. So kultuur verskil, kultuur in huise verskil, kultuur in besighede verskil, kultuur in kerke verskil, kultuur is iets wat verskil van plek tot plek. En ek wil hê vanoggend moet ons bietjie 'n groter visie kry vir wanneer die Here ons lewens kom red. En ek dink baie keer dink ons, as ek my lewe vir Jesus gee, of as ek hom begin volg, of hom begin dien, dan is dit dat hy my skoon was en ek moet hemel toe gaan aan die einde van die dag. Maar daar's soveel meer as dit. Ek glo as ons kyk na skrif, en ek gaan vanoggend vir julle 'n klomp voorbeelde noem, dat hy nie net gekom het om my en jou te red en uit te sorteer en hemel toe te vat nie. Inteendeel het hy ons gered en skoon gewas en bekragtig met sy gees, sodat ons die kultuur rondom ons kan verander. Sodat die kulture in ons huise kan anders lyk. Sodat die kulture in ons besighede kan anders lyk. Die kulture in ons dorp kan begin verander omdat ons hier is. Daar's 'n gesegde wat sê, the church is the only organization that stands for its non-members. So ons is hier vir die mense wat nie hier is nie vanoggend. Julle hoor wat ek sê. Dis hoekom ons hier is, want ons is hier, want ons het 'n wêreld om te gaan bereik as ons hier uitstap. En as al wat dit vir ons is om Sondag hiernatoe te kom en Woensdag nog by klein groep te wees, as dit wat dit is vir ons om die Here te dien, dan is daar soveel meer tot ons bestaan. Daar's soveel meer wat ons kan doen, daar's soveel groter impak. En ek dink al wat ons moet doen is, ons moet begin besef, die Here het my geroep vir iets groter as net dit. Vir iets groter as wat ek dalk kan dink of droom. Hierso is sommer net 'n paar goed van wat kultuur is. Kultuur is dit wat oorbly nadat jy vergeet het wat jy opsetlik geleer het. Dit is die geestelike besitting van 'n volk op elke lewensterrein. Dit omvat geesteslewe en beskawingstoestand. Okay? Julle bly nog met my. Dit word van een generasie tot 'n volgende oorgedra. Dis die skerry ding. Kultuur word oorgedra, of ons dit wil weet of nie. Die kultuur wat ons in ons huis het, gaan die kinders nie die een in hulle huis hê. Ek weet nie hoe dit julle laat voel nie. Okay, dit maak my 'n bietjie angstig. Want ek wil die regte kultuur skep vir my kinders, sodat hulle huise kan reg wees. Dit word oorgedra van generasie tot generasie. Dis nie staties nie, dit verander. Kultuur kan verander. Dit dui op 'n groep se maniere van optrede, oortuigings, waardes, tradisies, kleredrag, persoonlike versiering, gremering of juwele, onderlinge verhoudings en spesiale simbole en kodes. Dis wat kultuur is. Kultuur is wat mense ervaar wanneer hulle in ons midde inkom. Kultuur is wat mense ervaar as hulle in hierdie kerk inkom. Dis ons kultuur. En God het ons geroep om kultuur te ontwikkel en te skep. Dis die mooie ding. Hy het ons geroep om kultuur te ontwikkel en te skep. Nie net om hier te wees. Jesus sê, die kerk is die lig vir die wêreld. Dit staan nie dat die kerk is die lig vir die kerk nie. Dit sê die kerk is die lig vir die wêreld. Ons is hier vir die res. Dit sê julle is 'n stad op 'n heuwel. Okay, 'n stad op 'n heuwel sodat almal julle kan raak sien en soos wat hulle julle raak sien, so verander julle lewens. Nou ek gaan nie vanoggend 'n ekstra van julle wat sit en soos gee want dis jou pa. Ek gaan nie vanoggend 'n ekstra sakkie sement op jou skouers sit nie. Okay, ek gaan nie vir jou ekstra verantwoordelikheid gee nie. Ek wil iets by ons los, 'n gesprek begin wat die afgelope tyd eintlik baie begin gebeur en ek voel die Here praat met ons as 'n kerkie hoor. En dalk sit jy hier en jy sê, Jesus, maar ons is min, dit maak nie saak of ons min is nie. In die Ou Testament het 'n nasie verander. 'n Paar keer. So dis 'n gesprek wat ek wil hê ons moet begin, dat ons hier is nie net vir onsself nie, maar ons is hier vir gemeenskapstransformasie, om kultuur te begin verander.
Genesis 1 vers 26, almal van ons het dalk al hierdie gedeelte gelees. Dit sê die volgende: toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger. As ons verteenwoordiger. Daar's 'n kerk wat sy logo is represent, en dan sê dit represent God to the lost and the found for formation. So ons verteenwoordig vir God by mense. Dis wat ons werk is. Ons verteenwoordig God. Kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kry. Nou ek kry nie eers lekker geheers oor my dier daar by die huis nie. Dis my hond, dis nie my vrou nie. Ek weet nie van julle, maar ons is gemaak om te heers. Ons is gemaak as verteenwoordigers van God in die beeld van God. Ons is op 'n tyd as 'n groep wat die bestuur of die kerk half lei, het gesê, wat is ons een ding moet sê, wat is dit wat ons wil graag doen? En ons het gesê, ons wil die beeld van God in elke mens herstel. Want elke een van julle is geskape in die beeld van God. Jy is gemaak in die beeld van God. Mense waarvoor jy bid en wat jy saam mee werk, is gemaak in die beeld van God. Dalk sê jy soos Giele, ek kan niks van God in hierdie mense sien nie. Dit is ons werk om daai beeld uit te roep en uit te haal. En dit begin by bekering. Dit begin by iemand wat sê, yes, ek wil 'n nuwe hart hê, ek wil 'n nuwe manier van dink hê. Genesis 1 vers 1, dan gaan hy aan, hy sê vers 27, sê God het die mens geskep weer as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Vers 28, toe het God hulle geseën en vir hulle die volgende opdrag gegee. Hoor jy wat sê? Wees vrugbaar, word baie. Nou gewoonlik as 'n mens sê, yes, ek gaan net een kind hê, of ek wil geen kinders hê nie, of ek gaan stop by 3, dan sê mense, hey, jy moet nie ongehoorsaam wees nie. Ons staan in die Bybel, wees vrugbaar, word baie. Okay. Dit is nie die konteks noodwendig waarin hierdie skrif geskryf is nie. Vir almal van julle wat nog moet kinders kry, julle kan rustig wees. Okay, hierdie vers is nie geskryf sodat ons almal massiewe families moet hê nie. Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis, sê dit weer, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde en ook die diere wat op die aarde kruip. Wees vrugbaar en word baie. Praat van die feit dat ons die sosiale wêreld moet begin hernie. Dit beteken dat ons roeping en ons mandaat, hierdie gedeelte staan onder teoloë bekend as die kultuurmandaat. Dit is ons mandaat om goed te skep, om families te bou, om stede te bou, om skole te bou, om wetgewing te maak, om regering in plek te sit. Dit is wat God van ons vra. Wees vrugbaar, word baie. Bring orde tot die sosiale wêreld en dan gaan hy aan en sê bewoon die aarde en bewerk dit. En dit is weer waar ons die natuurlike wêreld begin orde aanbring. So hy plant mielies, bou 'n myn, grawe vir grondstowwe, doen hierdie goed, bewerk die aarde en bestuur die sosiale wêreld. Dit is die mandaat wat vir ons gegee is. Dis nie daar sodat elkeen 'n groot gesin kan hê en gelukkig kan op die ou end weggaan nie. Dit is dat God vir ons gesê het, ek wil hê julle moet die sosiale wêreld rondom julle verander. Dit was nog nooit net sy plan om ons te red en ons hemel toe te vat en vir ons 'n goeie tyd op aarde te gee. Dit was nog altyd sy plan om ons te gebruik terwyl ons hier is. Ek hoor nou die dag van 'n kerk wat se konferensie se titel is No One Else is Coming. Dis nie catchy nie. No one else is coming. Weet julle, daar gaan niemand in die volgende 30 tot 40 jaar op Potchefstroom toe kom wat nie teen die begeerte het om iets te verander nie, as ons nie. So letterlik die noodlot van Potch en die gemeenskap is vir die volgende 30, 40 jaar ons. En ek weet nie hoe julle voel as ons hieroor praat nie, maar ek glo tot 'n mate ons gaan voor God staan en sê wat het ons gedoen met wat hy vir ons gegee het. Het ons 'n effek gehad buite ons baie normale lewens van werk, dalk kerk, huis, werk, kerk, huis, werk, kerk, huis. Het ons begin om ietsie te verander. Nou, ek weet dalk is julle soos ek. As ek dink hieraan, dan begin daar iets in my brein so te vorm 'n short circuit. Want dit voel vir my dis oorweldigend. Daar's so baie wat ons moet doen. Waar moet ons begin? Wat moet ons doen? Maar ek wil volgens voorstel dat ons net begin iewers. Kom ons vat net een tree en sê, hier's een probleem. Kom ons begin kyk na enkelmaals. En ons maak die lewe vir hulle makliker. Kom ons gaan soek die weduwees in hierdie dorp en ons versorg hulle. Kom ons begin 'n orphanage. Kom ons gaan uit en ons probeer armoede
minder te maak deur vir mense werk te skep. Wat ook al dit is wat ons doen, kom ons begin en ons doen iets klein stappie vorentoe. Ons mandaat op aarde is om kultuur te skep en dit te ontwikkel. Dit was nooit enigiets anders nie. Nou, hier is die vraag, hoekom het God vir ons as kerk, sy gemeente hierdie opdrag gegee? Want kultuur is gebroken. Dit is so eenvoudig soos dit. Kultuur is gebroken. Toe sonde ingekom het in die aarde in, het kultuur gebroken geword. Sonde het kultuur gebroken gemaak. Dit was nooit God se plan dat kinders moet doodgaan van 'n hongersnood nie. Want hier is genoeg hulpbronne op hierdie aarde. Wat is dit? Dit is gebroken kultuur. Dit was nooit God se plan dat politikus te korrup moet wees nie. Dit is gebroken kultuur. Dit was nooit God se plan dat mense in geboue moet vasvlieg omdat hulle voel hulle doen hulle God 'n guns nie. Dit is gebroken kultuur. Alles van daai goed is gebroken kultuur. En wat ons vir mekaar moet sê is, as ons as sy kerk en sy liggaam iets aantrend gaan doen nie, dan gaan niemand iets aantrend doen nie. Want die res gaan nie iets aantrend doen nie. So, God het ons geroep om kultuur te verander. Vandat sonde ingekom het hy begin dit wat die beeld van God is minder maak in mense. Mense raak al hoe meer gesentreerd op hulle self, hulle word al hoe meer, dis my bestaan, dis my ding, dis my goed, moenie daaraan vat nie, los dit, ek het my regte, dis my huis, dis my werk, dis my kar. En al hoe meer wat God sê, is ek wil hê julle moet uitstap uit dit uit en 'n verskil begin maak in die wyeer omgewing. Moenie net vasgevang wees in jou eie lewe. En weet julle wat, ek dink die rede hoekom God hierdie goed vir ons vra, is omdat hy weet ons gaan geseënd wees wanneer ons dit doen. Hy weet ons gaan 'n doel vind vir ons lewe. Dink net 'n groep mense wat in die dag werk toe gaan en wat se werk hulle ook al doen hulle doen dit goed, hulle doen dit excellent want dit is aanbidding vir die Here. En in die aand of ergens deur die dag dan begin droom hulle oor die goed wat hulle in die gemeenskap doen. Hulle begin droom oor die onderwysers wat hulle moet oplei om kleuterskole te begin. Ek glo dit gaan 'n groep mense wees wat opgewonde is oor die lewe. Wat bietjie 'n visie het wat groter is as net my 8 tot 5 of my wat ook al ek doen. En as van ons is het volgende, en ek gee is maklik vir jou om te sê, want hierdie is jou werk, dit is nie maklik vir my om te sê nie, om hierdie goed aan te dink, maak my brein seer, net soos wat ons brein seer, maar wat ek wil vir ons sê, is, ek dink nie ons kan net sit en verwag, dit moet gebeur en verander rondom ons nie. Ek voel God sê, kom ons begin 'n plan maak, dit was nooit sy plan, dat het so ver van sy beeld af moet gaan nie. Wat is ons reaksie? Jy kan jouself toets, wat is jou reaksie as jy hierdie goed hoor? Wat is jou reaksie as jy sien dat kinders verkoop word as seksslawe? Wat gebeur aan die binnekant van jou? Wat is jou reaksie as jy sien daar's hongersnood of ons armoede? Jesus se reaksie toe Lazarus dood was, is vir my so goed. Sy reaksie toe Lazarus dood was dis die langste vers in die Bybel, dit sê Jesus het gehuil. Okay? Alhoewel hy geweet het hy gaan nou vir Lazarus doodmaak, het hy gehuil, hy het deernis gehad met die mense, hy het gesien hoe swaar hulle kry as gevolg van die dood van hulle vriend, en hy het in hulle boot geklim en gesê, ek is jammer vir julle. Maar kom ons bring hom terug. Daai deernis moet iets by ons wakker maak wanneer ons hierdie goed sien. Ek glo dit moet iets in ons roer wat sê, hey, dis nie reg nie. Dis nie reg dat dit so gebeur nie. Dis nie reg dat dit so gebeur hier in ons agterplaas nie. Of hier tussen ons, dit is nie eers in ons agterplaas, dit is hier tussen ons. Dit is nie reg dat hierdie goed gebeur nie. Wat gebeur aan die binnekant van ons? Ek glo dit moet 'n groep van ons en almal van ons eintlik motiveer om te sê, ek wil nie hê dit moet langer verder so wees nie. Ek wil hê dit moet verander. Ek wil hê kultuur moet verander en ontwikkel en dit moet geskep word, dan moet probleme opgelos word. Ek het nou 'n interview geluister van Bill Gates en sy vrou en almal van ons weet hulle het tonne hulpbronne tot hulle beskikking. Okay? So as jy dit wat hulle gaan sê diskwalifiseer omdat hulle so baie geld het, moenie hulle kon dit op enige ander manier gebruik het. Hulle het 'n interview met sy vrou gehou en gevra wat doen die Gates Foundation? Daai mense as 'n groep, hulle het biljoenêrs uitgedaag en gesê gee die helfte van jou fortune weg, hier in elk geval nie nodig nie. En dan het mense vir 500,000 van hulle 500,000 miljoen weggegee in hierdie fondasie. En wat hulle letterlik besig is om te doen, hulle is besig om armoede in sekere Afrika lande uit te wis. Jy weet, die natuurlike reaksie vir baie van ons is soos die regering sal dit doen. Nee, hulle moet dit doen. Dit wil vir my voorkom asof in skrif God sê, ek wil hê my mense moet doen. As my mense in die regering is fantasties, dan moet hulle dit doen, maar ons kan nie almal sê, kom ons wag vir iemand anders om dit te doen nie. Die generasie na ons, of hierdie groep mense, of daai groep mense, hulle mag dit dalk doen. Die kerk het oor jare baie awkward
verhouding met kultuur gehad. Weet jy of julle met my saamstem nie? Dit was een van 'n paar reaksies. Die eerste een was of hulle sê, ons verwerp kultuur, ons wil niks daarmee te doen nie. En so half almal is op hulle heilige heuwel. En ons is hier en julle is daar, wat julle doen, keer ons nie goed nie, ons veroordeel dit, en is sleg, en is bad. So dit is of dit, of ons verwerp kultuur. As ek lees wat skrif sê, dan wil dit vir my lyk asof Jesus in daai gemors ingestap het elke keer. Hy het by die ouens aan tafel in hulle huis gesit, en hy was veroordeel daarvoor. Hy was die vriend van sondaars. Hy het by die prostituie aan hulle huis gaan sit en met hulle gesprekke gehad. Hy het met die skuldinvorderers gesprekke gehad. Hy het nie gesê, julle besmet my nie, wat baie keer op een of ander snaakse manier die manier is hoe die kerk na kultuur kyk. Soos ek wil net niks daarmee te doen hê, ek moet net nie deel wees daarvan. Maar dit wil vir my voorkom as Jesus juis in daai areas ingestap het. Die ander ding wat die kerk baie keer doen is hulle sê, kom ons kopie kultuur, want dit werk. So kom ons kopie dit, kom ons maak dieselfde tipe musiek en dieselfde tipe movies, en almal van ons weet dit werk glad nie. Want die gehalte is net van so 'n aard dat jy cringe elke keer as jy hierdie Christen fliek, daar's van hulle wat goed is, maar van hulle wat net soos kan dit net weg, kan iets net gebeur dat ek nie hierdie fliek hoef klaar te kyk, want dit is nie 'n goeie fliek nie, die kwaliteit is sleg. Ons hoef nie kultuur te kopie nie. God het ons geroep om dit te verlos. Die Engelse woord daarvoor is 'n mooi woord, dit sê to redeem culture. Om het nie te veroordeel nie, om nie deel te wees daarvan nie, maar om te sê, ons wil in dit intree en ons wil 'n oplossing bring vir die kultuur wat gebroken is. Dit is nie dat ons wil apaties wees, dit is nie dat ons wil weg, ons wil in dit intree. Dit is die rol van kerk, to redeem the culture, om het te verlos, om te sê, kom ons verander dit, kom ons maak 'n plan nie. Ek dink baie keer ook die houding van ons, as kerk en as gelowiges oor die jare was so half een van 'n bietjie van 'n selfregverdige oorlog teenoor alles wat verkeerd is. Ons voel ons kan sê, hey, dis verkeerd. Almal kan sien dis verkeerd. Dit help nie jy sê ook, hey, dis verkeerd nie. Kom ons doen iets omtrent die feit dat dit verkeerd is. So eerder as wat om te sê, hey, so ek wil nie deel wees hiervan nie. Kom ons raak die lydende dienskneg aan die kruis wat Jesus kom sê, hey, ek wil kultuur kom verander. Ek het gekom aarde toe om deel van julle te wees. Jesaja 6 sê hy het aanbid in die hemel. En die engele het om sy troon gesing, heilig, 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 is the Lord God Almighty, hy is heilig. Hulle het die elders het hulle krone afgehaal en voor hom gegooi, en hy het dit gelos om aarde toe te kom, om tussen ons te wees om 'n oplossing te bring vir ons probleem. Het is my interessant, net na hierdie, in Genesis, waar Adam en Eva sondig, sê God in dieselfde sin waar hulle sondig sê, maar ek het 'n oplossing klaargebring. Ek het die klaar oplossing, en hy praat van Jesus, en hy sê, hy gaan Satan se kop vermorsel. So dit is so vinnig dat Jesus bereid is om kultuur te verander en 'n oplossing te bring, wanneer ons sê, okay, maar ons wil nie deel wees nie, ons wil deel wees van wat hier gebeur, ons wil 'n leidende dienskneg wees, ons wil dien, ons wil die wêreld dien, ons wil lief wees vir hulle, ons wil nie voel ons is beter nie. Hierdie is wat baie keer in kerk ook gebeur. Pastore is interessant vir vreemde goed. As van julle is wat nou dink, dis eksies vir julle. Okay, ek praat van alle ander pastore. Hulle is vreemde goed. So wat soms gebeur in kerk, die res van die pastore, hulle is almal vreemd by ons ook, maar ek is nie so vreemd soos hulle nie. Soms dink ouens wat in die bediening is, wat ek wil doen is, ek wil almal wat bietjie talentvol is, vat en ek wil hê hulle moet op my berg kom staan, en ek wil vir hulle verkondig dat die heiligste ding wat hulle kan doen is om deel te wees van wat die kerk doen. En wat ons dan doen is, ons onttrek alle talent uit die gemeenskap uit, en ons wil goed voel oor onsself. Ons is soos, Jesus, dit werk hier by my hoor. Maar ek het die beste kunstenaars onttrek uit die gemeenskap. Ek het die beste leiers onttrek. Ek het die beste onderwysers gesê, die beste ding wat jy kan doen vir die Here is om hier betrokke te wees. Maar ek wil vir julle sê, by ons in die kerk gaan vir ewig, terwyl ek hier is, wat redelik vir ewig gaan wees, gaan dit wees dat die hoogste ding wat ons kan doen, is gehoorsaam wees aan wat God sê. En as jou roeping is om onderwyser te wees, dan is dit glad nie minder as wat enigiemand anders doen nie. Want dan wil ek vir jou sê, kom ons help jou om die beste onderwyser te wees, wat jy kan wees, sodat jy daai 800, 900 kinders wat voor jou sit se lewens kan verander. Jy hoef nie op die kerkberg te kom staan nie. Staan op jou onderwysberg en doen 'n goeie werk.
verander dit waar jy is. As jy 'n verkoopsman is, wees die beste verkoopsman wat jy die dorp nog gesien het vir die glorie van God. En terwyl jy die kar verkoop, wanneer jy die oom se hand sken, dan sê jy, oom, ek weet nie wat jy sê nie, maar jy los iets by hom. Okay? As jy 'n argitek moet wees die beste argitek. As jy 'n mediese rep is, wees die beste mediese rep wat kan wees vir die glorie van God. En moenie dink dat die geestelike ding wat ons kan doen is om hier op hierdie kerkberg te staan en te wees. Die geestelike ding wat ons kan doen is om absoluut gehoorsaam te wees aan wat die Here vir my en vir jou sê. Ek dink ons 'n klomp mense wat in die bediening is, wat eendag voor die Here gaan kom en dan gaan hy vir julle sê, hey, ek het jou nie geroep om pastoor te wees, wat het jy gemaak? Ek het geroep om besigheidsman te wees. Nou, skus Here, ek gedog die nouwelste ding om te doen is om in die bediening te wees. Nee, jy moet 'n besigheidsman wees. Ek het jou geroep om prokureur te wees. Nee, maar is dit nie beter om op die kerk se personeel te... Nee. Dis is beter om 'n prokureur te wees vir die glorie van God. Jy gaan met mense te doen kry wat ek in my lewe nooit te doen gaan kry. En daar's van ons wat moet lig wees. As ons al die lig onttrek uit die gemeenskap uit. En ons sê, ons wil net hier wil ons lig by mekaar hou. En ons wil 'n lamp staan bo op hierdie lig kom sit. En ons wil hom onder die emmer wegsit soos daai skrif sê ons nie moet doen nie. Want ons wil net alles, ons wil net hier 'n lekker heilige, lekker storie by mekaar sit. Dan mis ons dit heeltemal. En ons weet julle wat se erg van alles, ons kan die fantastiese tye hier binne hê. Ons kan die amazingste worship sessions hê. Ons kan hier God se teenwoordigheid ervaar en reageer soos nog nooit tevore nie, maar ons gaan geen impak op hierdie dorp maak nie. Ons gaan geen verskil maak op transformasie en kultuurverandering in die wêrelddorp nie. En ek glo dit is God se mandaat van die begin af, van Genesis 1 af, vir ons as sy mense, is om te sê, ek wil hê julle moet uitgaan. Die kerk se rol, die beste om die kerk se rol te beskryf, is om te sê, kom ons vernuwe die harte van ons mense, en ons stuur hulle uit om kultuur te gaan vernuwe. As jy werk by die Pik, doen dit, daar's honderde, duisende mense wat jy kan beïnvloed elke liewe dag. Doen dit vir die glorie van God. En dit is asof ons, en ek stoei nie met ons nie, ek wil die denkwyse probeer weghaal, maar dit is asof ons sekulêr en heilig van mekaar geskei het. En ons is soos, dis sekulêr, hier is heilig, dis God. En kerk en selgroep, dis waar ek moet wees, dis waar ek hierdie uitleef. En daar is geen nêrens in skrif wat daai twee van mekaar geskei word nie. En inteendeel word dit gesê, kom hiernatoe, vernuwe jou hart. Die rol van die kerk is, preek Jesus, laat mense Jesus ervaar, dat hulle ontslae raak van hulle afgoderry, en dat hulle Jesus aanneem as hulle Heer, en dan teruggaan in kultuur in, om dit te gaan verander. Dit is die rol van die kerk. Dit is nie om almal van ons betrokke te kry en te sê, hey, die belangrikste ding wat jy kan doen, is om hier te wees. Dit is glad nie wat die rol van die kerk is. So ons mandaat is om dit te gaan verander daarby. Ek wil vir julle 'n storie vertel van 'n offisier in die Tweede Wêreldoorlog, sy naam is Ernest Gordon. Hy was gevange geneem deur die Japaneese. Ek dink hierdie storie beskryf, as julle glad nie verstaan waar ek aangaan vanoggend, dan beskryf hierdie storie presies waaroor ek aangaan. Okay? Ernest Gordon was gevange geneem deur die Japaneese. Nou die Japaneese het 'n kultuur gehad waar hulle mekaar eer. En enige iemand wat gevange geneem is, het hulle soos 'n dier hanteer, want hulle het gevoel, hy het nie die hoogste ding gedoen vir sy land, hy kan nie, hy is gevangen geneem, hy moes eerder homself doodgemaak het. Dis letterlik by die Japaneese geglo. So kom ook hulle vir mekaar sê, voor hulle gevangen geneem het, vat jou swaard en kap my kop af, want ek wil net nooit gevangen wees. So in hierdie oorlogskampe was die kultuur baie sleg geweest. Omdat die mense min kos gekry en haglike omstandighede gelewe het, dit was die survival of the fittest. Hulle het mekaar beklei vir kos, hulle het mekaar beklei vir slaapplek en vir oorlewing. Dit was die kultuur in hierdie kampe. En Ernest Gordon was 'n offisier, hy was besig om 'n treinspoor te bou, en hulle het teruggekom van hierdie treinspoor wat deur die jungle gegaan, deur die woud gegaan, deur die oerwoud gegaan het. Hulle het teruggekom een dag van dit af, en toe sê een van die Japaneese offisiere vir hulle, maar daar's 'n graaf weg. Waar is die graaf? En hy begin skree en kere te gaan, en hy sê, as daar 'n graaf nie nou uitkom nie, gaan ek begin mense doodskiet. En terwyl hy, en almal sê, ons het nie 'n graaf nie, niemand sê hulle het 'n graaf nie, en die ou begin skiet op die grond, op pad na die werkers, die gevangenes. En een van die ouens stap vorentoe en hy sê, ek het die graaf gevat.
En die offisier skiet hom net daar dood, mors dood. En hulle kom terug by sy blyplek en hulle sien dat hierdie ou het die Here gedien. Hulle sien skrif oral teen sy muur en hulle lees dit en hulle sê sy temavers wat hy heeltyd neergeskryf het en oral opgemediteer het was he who lays down his life for his friends, this true love. No greater love is he who lays down his life for his friends. Wat sy temavers sy lewe. En hy het dit toe gedoen, hy het gelewe. Hy sê die daad van hierdie persoon wat so opofferend was, het iets in die kamp veroorsaak. Hulle het teruggekom en die offisier het die grawe getel om te besef, hy het net 'n fout gemaak, daar was genoeg grawe. So hierdie ou het vorentoe getree om die res te red en die koel vir hulle gevat. En die res van die kamp was so geraak deur dat die mense tot bekering begin kom, en waarvan een was Ernest Gordon. Hy het ook 2 ouens gehad wat hom versorg het, wat priesters was, wat vir hom gebid het en hom bedien het, en hierdie goed saam het gemaak dat hy tot bekering kom. En soos hy begin tot bekering kom en begin groei, het hy die volgende vraag vir die gevangenes in die kamp begin vra. Hy het vir hulle gesê, wat kan ons doen om die kultuur in ons kamp te verander? Want dit is ons is besig om so 'n klomp diere te lewe. Wat kan ons doen om die kultuur in hierdie kamp te verander? Geïnspireer, glo ek deur die Gees van God, maar dis wat ons sien, ons mandaat is van die begin af. En hulle sê, hulle het die volgende begin, hulle het 'n Jungle University gestig. Hulle het 'n talent audit gedoen en gesê, wat se talente het ons in hierdie kamp? En hulle het agtergekom, hulle is een van die mees talentvolste gevangenkampe wat seker ooit bestaan. Hulle het professors daar gehad, hulle het argitekte daar gehad, hulle het kunstenaars daar gehad. Hulle het musikante daar gehad, hulle het ouens gehad wat taal as vakgebied aangebied het op universiteit, en hulle begin toe, hulle eie universiteit, hulle noem dit die Jungle University, hulle het 16 tale aangebied. Hulle het ook filosofie as 'n vak gehad, en hulle het kuns as 'n vak gehad. Die kunstenaars het na die bos toe gegaan, hulle het gaan blare en goed haal, en hulle het begin verf en portrette maak, wat hulle vir die Japaneese offisiere begin wys het, om vir hulle art expeditions, kunsuitstallings te hou. Hulle het gegaan en hulle het in die bos gaan instrumente maak, waarmee hulle musiek gemaak het, en hulle het 'n simfonie vir die Japaneese offisiere voorgesit, om hulle te dien. Dieselfde ouens wat elke dag hulle stamp en slaan, min kos gee. Hulle het begin en gesê, kom ons gebruik wat ons het, ons begin dien hierdie ouens. Toe die dag kom dat hulle sê, okay, die oorlog is verby en die Japaneese offisiere wil wegstap, toe sê hulle, nee, wag, julle kan nie wegstap, ons wil eers julle voete was, en ons wil vir hulle sê in die gesig, ons vergewe julle. Dit is vir my 'n voorbeeld van die koninkryk van God, wat in 'n gebied inkom en verandering bring. As Ernest Gordon en die res tot bekering gekom het, net om hulle pyn en lyding te verduur, dan hulle dit gemis. Maar hulle het 'n stapie verder gegaan en hulle gesê, ek wil nie net my pyn verduur nie. Ek wil gaan, terwyl ek hier is, wil ek verandering bring, en ek wil dink, hoe kan ek hierdie omgewing en hierdie area rondom my verander? Die laaste ding wat ek wil sê, terwyl die worship span vorentoe kom, is, ek dink baie keer dink ons, ons is te min mense om regtig verskil te maak. Ons moet 1000 mense wees, of ons moet 3000 mense wees, om regtig verskil te maak. En daar is natuurlik baie te sê van 'n kritiese hoeveelheid mense wat dit help. Maar oral in die Ou Testament, wat ek lees, oral, elke liewe keer, is dit een man wat 'n nasie verander. Of een vrou. Is Esther, een vrou, verander 'n nasie. Josef, een man wat God so gebruik dat hy infiltreer die hoogste vlakke, en hy gee vir hom toegang om Egipte te regeer. Daniel se storie is presies dieselfde. Letterlik dat die koning 'n verklaring maak en sê, die God van Daniel is nou almal se God. Dis die invloed en die impak van hierdie een man op die hele land. Dis iets besonders. Jona, ons almal ken Jona se storie. Jona se storie, een man, die hele Ninive verander. Weet julle wat die storie is, as julle gaan oplees oor die geskiedenis van Ninive? Die geskiedenis van Ninive sê dat daar was 'n profesie in Ninive. 'n storie wat omgegaan het, wat iemand gedroom het, dat daar 'n man uit 'n vis se mond uit gaan stap, en die boodskap wat hy bring, gaan die boodskap van God af wees, en ons moet daarna luister. En hulle het gesê, die man gaan witterig wees, en hy gaan seegras om hom heen. Letterlik, dit is die profesie wat in Ninive uitgegaan. Nou, as jy vir 'n paar dae sonder sonlig in 'n vis se maag gesit het, dink ek jy gaan redelik witterig wees. En wanneer die res van die dorp sien, jy word uitgespoeg, dan gaan hulle soos, dit is die wit man wat uit die vis se mond uitkom, wat se boodskap ons dan moet luister. Een man,
Nie een man se gehoorsaamheid om alles rondom ons te verander. Is dit nie wat kan waar is van ons lewens? Ek glo God kan dit in ons lewens ook doen. Ek glo dit van een of twee van ons wat opgewonde raak oor die onderwys. Wat opgewonde raak oor die kunste, wat opgewonde raak oor die media. En sê, Here, ons kan net nie dat dit so aangaan nie, ons wil verandering. Wat opgewonde raak oor besigheidsmanne wat die Here dien, oor mans wat die Here dien, oor vrouens wat die Here dien. En ons begin om dit te verander. Kom ons staan, kom ons staan. Kom ons staan.